En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here Okay. Yes. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is in die Evangelie van Johannes. En ons is Johannes hoofstuk 7 en ons moet begin by vers 18. En ek gaan nou vir hierdie video, gaan ek nou nie net so vinnig 'n opsommingkie gee van wat ons reeds gedoen het, of waarheen ons op pad is nie. Ek dink as jy sê nou maar al 2 video's gekyk het van hierdie Bybelstudie, dan sal dit vir jou tamelik duidelik wees. So ek gaan dit nou nie doen nie, maar ons sal dit vorentoe weer doen. Ek dink dit is belangrik om te doen. Kom ons lees hierdie gedeelte. Johannes 7 vers 18. Die word ook genoem die Evangelie van geloof. Jesus sê, hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer. Nou, ek sit nou al 'n paar jaar met hierdie evangelie. En veral as ons die IFJJ doen, die In the Footsteps of Jesus Journey, dan is dit so duidelik, en ons het met die vorige video ook gesê, dat Jesus doen niks as hy die Vader dit nie hoor sê nie. Met ander woorde, anders gesê, hy sê net wat die Vader vir hom sê om te sê, en hy doen net wat die Vader vir hom sê om te doen. Niks minder nie, niks meer nie. Dis wat hy doen. Hy is 100% onderdanig aan die Vader. Net soos wat die Heilige Gees 100% onderdanig is aan die Seun. Ons gaan nou nog by die verduideliking kom in Johannes hoofstuk 16, maar Jesus verduidelik daar, dat net soos wat hy teenoor die Vader staan, so staan die Gees van God, die Gees van heiligheid, die Heilige Gees, teenoor die Seun. Hy sê niks as hy die Seun dit nie hoor sê nie. Hy doen niks as hy die Seun dit nie sien doen nie. Met ander woorde, hy sê net en doen net wat Jesus vir hom sê. Hy verheerlik die Seun. Hy spreek nie uit homself nie. Hy plaas nie die klem op hom nie. Hy plaas dit op Jesus. En dis hoe ons weet dat die Heilige Gees werk regtig in 'n plek. Nou, omdat ons nou vorentoe nou nog heel wat hieroor gaan gesels, gaan ek het nou nie as 'n besprekingspunt op hierdie video bespreek nie. Ek gaan dit net sê. Daar is baie aksies, baie aktiwiteit, baie goeters wat onder die naam of onder die vaandel van die Heilige Gees gebeur, wat nie die Heilige Gees is nie. Ek wil net hê, ek gaan nie nou voorbeelde noem nie, ons gaan later, gaan ons weer daarby uitkom. Ek wil net hê, jy moet hiervan nou kennis neem, 'n nota maak, 'n mental note, of skryf dit as jy 'n notaboekie het dalk. Skryf dit in jou notaboekie. Daar is baie dinge wat gebeur onder die vaandel van die Heilige Gees, wat nie die Heilige Gees is nie. Eweneens kan ons sê, daar's baie dinge wat gebeur onder die vaandel van Jesus, wat nie Jesus is nie. Daar's baie dinge wat gebeur onder die vaandel van God, in Hebreë,
God sê, God dit en God dat, wat nie God is nie. Nou, dis nie 'n nuwe ding nie. dis nie 'n groot geheim wat ek nou onthul hier, jy weet. Ja, nee, dit is so oud soos die mensdom self. So daar's talle voorbeelde daarvan in die Ou Testament. En God se reaksie daarop. Daar's talle voorbeelde daarvan in die Nuwe Testament, waar Jesus dan ook die disippels waarsku en sê, baie sal sê, hier is die Christus, praat asof God praat, dan is dit nie hy nie. So, die belangrikheid van onderskeiding is krities, nee? Nie alles wat gebeur onder die vaandel van die Heilige Gees is die Heilige Gees nie. Nou, ek onthou 'n gesprek wat ek eendag met my ma gehad het. Nou, kyk, my ma en my pa is twee mense wat ek as voorbeeld sal gebruik van opregtheid en disippelskap in opregtheid. Ek ken hulle. Ek ken nie net hulle publieke lewens nie, ek ken ook hulle lewens agter die toe voordeur. En dat ek so bevoorreg was om sulke ouers te gehad het, gaan die meeste van die tyd is my net oor. Dit is net 'n verbuisterende gedagte, maar nietemin. Ek en my ma het die gesprek gehad. Ons praat toe nou oor goeters wat ek waarneem by in bedieninge. Ons praat van jare terug nou, nee? Jare terug. Ek's nog nog lekker jong. En ek sê, maar dis mos nie die Heilige Gees wat so iets doen nie. Onthou ek, iets in deurvoege, sê ek toe nou. En my ma sê, sy sê, jong, jy moet baie versigtig wees. Want dit kom toe neer op, jy weet, ons moet nie laster teen die Heilige Gees nie. En toe, dit het vir my laat dink toe nou. Met ander woorde, dat enige iets wat gebeur onder die vaandel van die Heilige Gees, wat mense nou sê, dit is die Heilige Gees, moet ek net vat. Uit vrees dat ek dalk, wanneer ek het nie vat nie, laster teen die Heilige Gees. Nee, dit klink nie reg nie. Dit klink nie reg nie. Dit klink net eenvoudig nie reg. Want dit is nie reg nie. Dit is nie reg nie. So, daar is 'n onderskeiding. Daar is 'n manier om te kan onderskei waar 'n mens kan weet, hierdie is die Gees van God en hierdie is of die kapriolle van 'n mens of die ander gees, maar nie die Gees van God nie. Daar is 'n manier. Nou jy wonder seker, wat is dit? Maar wat jy nie weet nie, is ons is nog 'n hele tyd besig met daardie standaard van onderskeiding. En die hele evangelie van Johannes gaan eintlik daaroor. So as ek dit nou die dag uitlig, dan sal jy sê, ja, natuurlik, ja, absoluut so, dit is so. Ja, dit is nie. Daar is die standaard van onderskeiding. Jy kan onderskei. En nie alles wat gebeur onder die naam van die Heilige Gees is die Heilige Gees nie. Goed. Jesus sê, hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer. Wow. Hoekom spreek die Heilige Gees nie uit homself nie? Die Gees van God, want hy verheerlik Jesus. Hy sê net wat Jesus sê. Hoekom sal 'n mens iets anders sê? Hoekom sê die Seun net wat die Vader sê, want hy verheerlik die Vader. Sê niks anders nie. Hoekom sal 'n mens iets anders sê? Jesus sê, ek sal jou sê hoekom, want hy wil homself verheerlik. Mense wat goed sê, en sê God het gesê, en dan is dit nie God nie, sê Jesus het net een ding onderliggend daar, maak nie saak wat hulle sê nie, en dit kan selfs wees dat hulle dit nie eers besef nie, dis heeltemal moontlik, maar Jesus kloof dit tot op die been, en sê, hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer.
Die eintlike ding daar. En weet jy, ek lees dit, en dit verduidelik vir my 100 goed van my eie hart, en my eie lewe, en dit verduidelik ook sommer 100 goed van dit wat ek waarneem om my, en ek hoop met jou presies dieselfde. Dis so 'n belangrike punt hierdie. So jy mag dalk sê, jy is baie lief vir Jesus, en jy verheerlik hom, maar jy spreek uit jouself, weerspreek jy jouself. As jy nie lief vir Jesus nie, en verheerlik jy hom nie, dit gaan oor liefde vir jouself, en selfverheerliking. Wow, dit is al net so skoon gesny. Maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het. Nou hier praat Jesus in die eerste persoon van homself. Hy verheerlik nie homself nie, maar verheerlik die Vader in gehoorsaamheid aan die Vader. Maar is ook waar, nie net van die Seun en die Vader nie, ons het ook gesê, dis waar van die Gees en die Seun, maar dis ook waar van ons en Jesus. Hy is die een wat ons stuur. Wat beteken? Dat soos wat hy ons stuur, sê ons net wat hy sê. En doen ons net wat hy sê, ons moet doen. Nee? Nou praat Jesus van homself en sê, hy is, hy praat hier van die Vader. Kom ons lees die versie van vooraf, nee, dit is makliker, ek het nou onderbreek. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer. Maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is waaragtig, en daar is geen ongeregtigheid in hom. Ja, Jesus praat van homself. Hy wat die eer soek van hom, wat hom gestuur het, van die een wat hom gestuur het, hy is waaragtig, hy praat die waarheid. Hy praat nie uit homself nie, en jy weet, dis waar vir my het jou ook. Die oomblik wanneer ons eie goedjies begin praat, dan is ons nie waaragtig nie. Dan praat ons nie uit waarheid uit nie. Ons praat nie onder die gesag van Jesus nie. Ons staan nie onder die gesag van Jesus. Ja, hier is vir my 'n kosbare waarheid. Net vir persoonlike groei, nee, en waarheid in jou eie siel. Dit te kan verstaan. Wil jy waaragtig wees? Wil jy 'n persoon van integriteit en waarheid wees? Dan praat ons nie net van jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees nie. Met ander woorde, moenie lieg nie, moenie bedrieg nie en so. Nee, dit gaan ver groter as dit, ver meer as dit. Dit gaan oor die feit dat jy konstant onder die gesag van Jesus lewe. En in watter situasie ook al, oefen jy jou siel en jou hart om aan Jesus onderdanig te wees. Nou, kom ons sê nog dit. Ons sê, ek het nou by die laaste woordskool. As jy nou kyk na die laaste woordskool uitsending, Ekskuus, ek weet nou nie wanneer gaan jy die video kyk nie, het mag dalk die voorlaaste een wees. Maar so die laaste 2 is, een van die laaste 2, dit was die woordskool uitsending waar die sendelinge kom terugvoer gee, so kortliks kom terug. Mousa, Miranda en Solien. Toe ek so aan die einde, was daar so 'n paar minute, en toe sê ek, maar ons het 'n geweldige behoefte. En praat nou van in die woordskool. Nee, ek praat nou spesifiek van die 100 mense of die 80 mense wat op 'n woordskool aand daar by mekaar kom. Praat van hulle, die gemeenskap wat hier bly, hier nie om te sit. Ons het 'n onsaglike behoefte om die lieflike waarhede van Christus, om te leer hoe om dit in die praktyk toe te pas. Want ons hoor dit in woordlering, en ons hoor dit in prediking, en ons kyk dit op die video's, en dit gryp ons harte, en ons kan sê, soos die Emmausgangers, was ons harte nie brandende, toe ons dit gehoor het nie, en dit is alles waar, en dit is 'n werk van God se Gees, maar ons het 'n onsaglike behoefte om dit toe te pas, om te leer hoe om dit toe te pas, in ons alledaagse lewe, want ek sal dophou in ons gemeenskap, hierso sal daar elke nou en dan krisisies
opduik soos wat dit gewoonlik is, maar in die lewe daarvan is daar baie, en daar sal konflikte kom, en dan sien ek, maar dit word nie hanteer onder die gesag van Jesus nie. Die mense wat in die konflik is, vra nie, wat sê Jesus hiervan nie. Hulle reageer net sommer, dadelik hulle soos op default mode van autopilot. Hulle reageer net en dit nie uit die gesag van Jesus nie. En ware integriteit as 'n disipel is om waaragtig te wees, soos wat Jesus in hierdie gedeelte sê, beteken noodwendig dat ek leer, nee, my siel oefen dan, hoor jy hoe belangrik is hierdie? Ek bedoel, daar sit jy nou, ek weet nie waar kyk jy nou hierdie video nie, jy sit nou, waar sit jy? By die huis miskien, party ons sê, hulle sit in hulle karre en kyk, of in hulle bakkies, ander ons sê, nee, hulle het huisgroep, hulle kyk het in 'n huisgroep, of in 'n Bybelstudie, waar jy nou ook al is, nee, luister net vir 'n oomblik, kyk net gou, nee, doen gou wat ek doen, doen net wat ek doen, nee, sien jy, kyk jy my, nee, kyk nou, doen wat ek doen, ek maak so, okay, doen jy so, kyk het gou, dis jou wêreld, dis jou wêreld, dis nie, dit wat jy nou gesien het, as jy so heen en weer kyk, is nie al van jou wêreld nie, maar dis jou wêreld, dis 'n deel van jou wêreld, die vraag is daar, waar jy nou so omgekyk het, soek jy Jesus, soek jy sy teenwoordigheid, en soek jy om te hoor wat hy sê, oor wat ook al gebeur daar, waar jy nou kyk en verder weg, sien, dis disipelskap, waar is Jesus in dit? Wat sê Jesus? Ek en jy operate meeste van die dag in default mode, autopilot, doen dit. So daar's 'n bepaalde dissipline wat moet inkom in my hart, en ek hoop en bid, jy hoor my. Nou, ek weet, hier's mense wat nou kyk, wat my klok helder hoor. En dan is daar ook mense, dalk is dit jy, ek weet nie, wat nou hier kyk, en hoor wat ek sê in Afrikaans, maar nie hoor nie. Dit gaan nog nie hard toe nie, doen nie. En is baie moontlik dat dit dalk ek is. Of jy. So, hier is die belangrike punt waar ek en jy moet uitkom, te sê, maar luister, oefen jou daarin. Weet jy wat het is om jou te oefen in die godsaligheid? Dit is wat het beteken. Oefen jou in die godsaligheid. Die goedjies wat gebeur, moenie op default of autopilot wees nie, moenie op autopilot wees nie, leer, ja, ek weet, 'n mens maak droog en jy vergeet en jy doen dit en dan gaan jy, dit is alles waar, maar kom by die plek waar jy dit herken en sê, wow, jette, hierdie situasie het ek nou heeltemal hanteer, sonder om eers vir Jesus te vra, wat sê hy? Wat wil hy hê moet ek doen? Wat wil hy hê moet ek hoor? Begin by die erkenning en die herkenning van die situasie en begin jou te oefen. Ek kry heel wat korrespondensie van mense, hoofsaaklik WhatsApp, en dan baie van dit het te doen met 'n situasie. Jy sê, hier's nou 'n situasie in my lewe, wat moet ek hier doen? Nou, dis wonderlik, nee, mense wil weet, hoe soek ek Jesus in hierdie situasie? Maar ek wil nou vir jou ietsie gee, wat jy op jou eie kan doen, sonder dat jy dalk vir my moet vra, of iemand anders moet vra. Want daar is nie altyd mense om jou vir wie jy kan vra nie. So hier is iets wat jy kan doen, is, begin dit. Situasies. En 'n ding gebeur, en jy sit in 'n gesprek, en mense praat met jou, en terwyl jy vir hulle luister, sit net so, net rustig, vra, Here Jesus, wat wil U hê moet ek hier doen? Wat wil U hê moet ek sê? Dan iets gebeur. Here, wat wil U hê moet ek hoor? Wat wil U hê moet ek doen? Begin dit oefen, klein. Die Gees van God, as jy jou hart voor Jesus buig, jou gesig na hom toe draai, is die Gees van God met jou doenig, jy sal hom hoor.
Soek hom. Soek hom, al kry jy hom nie onmiddellik nie. Soek hom. Sê vir hom, Here, ek soek U, ek honger na U. Ek wil weet wat moet ek hier doen. Vat die Bybel, dis die openbaarde woord van God. Lees hom. Moet hom nie net lees wanneer jy 'n antwoord soek, of wanneer jy in 'n bepaalde krisis is, of alleen voel, of depressief of af is, of wat ook al is nie. Lees die Bybel. En moenie jouself daar soek nie. Baie mense doen dit en hulle lees hulle die Bybel vir hulle blessing van die dag. Moenie dit doen nie. Moenie jouself so berowe, nee, deur dit te doen nie. Soek Jesus daar. Sê, Here, leer my van U, dit wat ek hier gaan lees, dat ek U kan raak sien. Dat ek U kan leer ken. Dat ek kan leer om die stem te hoor. Begin dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit alleen doen, op jou eie. En jy sal hom hoor. Vra hom, praat met hom. Die woord wat sommer nou hier by my opkom is engage. Engage. Baie ons wil weet hoe ry jy fiets, maar hulle wil nie opklim nie. Weet, so die fiets staan daar, staan hy deur eintlik. Nou het hulle vreeslike debatte en gesprekke oor hoe ry jy met, hoe werk die balans nou, en trap jy nou so, of trap jy, en so, en hulle, maar hulle klim nooit op nie. Hulle klim nooit op nie. Nou sê ek, maar weet wat. Kom ons los hierdie 5 uur se debat en bespreking en gesprek voor, en kom hier is die fiets, klim op, ek hou vas, sit. Jy hoef nie nou te weet hoe werk swaartekrag en die fisika wat agter die fiets is en werk. Jy hoef nie dit te weet nie. Geen kind, ek het 'n klein kind, nee, wat net so 2 bakstene hoog is. Jy moet sien hoe ry hy fiets. Hy het nie 'n idee van hoe werk 'n fiets nie. Jy weet die fisika daar agter en die meganika daar agter. Hy het nie 'n idee nie, maar hy ry daai fiets die wit waks uit hom uit. Jy kan dit nie glo nie, sonder wielietjies. Jy kan nie glo nie. En ek dink met baie mense se geloof is dit presies dieselfde. Ons het ure, en baie van ons huisgroepe is dit. Dis ure se praat en niemand klim op die fiets nie. Nou wil ek vir jou sê, my broer, my suster, dit is tyd om op die fiets te klim. Elke knie sal buig, elke mond